Hallo julle en welkom by nog 'n Kompas Kids kuier. Dis lekker om weer saam met julle te kan kuier. Maats, julle sal seker met my saamstem dat die bome wat so saam met die seisoen verander, darm 'n pragtige natuurwonder is. En hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons hemelse Vader daarvoor verantwoordelik is. Maar God maak nie net die aarde en alles daarop nie. Hy doen wonderlike dinge, soos wonderwerke. En vandag wil Tannie juis vir julle vertel van sulke wonderwerke, uit 2 Konings 4. Toe Elia, God se profeet, dood is, het Elisa God se profeet geword. Om God se profeet te wees is soos om God se boodskapper te wees. Anders as Elia, wat maar streng was met die mense, was hulle baie lief gewees vir Elisa. God sou 'n boodskap vir Elisa gee wat hy aan die mense moes gaan oordra het. Op 'n dag het die mense van Jerigo 'n groot probleem gehad. Die water van die fontein net buitekant die stad wat hulle moes drink, was vuil en het die mense baie siek gemaak. So is hulle na Elisa toe om te kyk of hy die probleem sou kon oplos, omdat hulle geweet het hy is 'n man van God. Maats, Elisa het geweet dat God wonderwerke doen. En daarom het hy vir die mense gevra om vir hom 'n skottel vol sout te bring. Hy het hierdie sout gevat en het in die fontein se water gegooi. Hy het geweet, hy kon eintlik niks aan die situasie gedoen het nie. En daarom het hy in die naam van God verkondig dat die water skoon en suiwer was. Maats, julle weet hoe belangrik dit is om gesond te lewe, om genoeg water en genoeg gesonde kos te eet. En daarom het Tannie dit goed gedink om vandag vir ons bak en brou iets gesond voor te berei. Ons gaan vandag heerlike slaai maak en die geheim is dat jy vandag jou eie slaaisous gaan maak. Hierdie slaaisous sluit aan by die volgende verhaal wat Tannie vir julle wil vertel oor Elisa en die weduwee. Daar was op 'n dag 'n vrou gewees. Sy was hartseer en bekommerd sommer terselfdertyd. Haar man was oorlede en hy het 'n ander man baie geld geskuld. Hierdie skuldeiser het vereis dat hierdie vrou dadelik sy geld moes terugbetaal. En as hy dit nie sou doen nie, sou hy haar 2 seuns vat en as slawe gebruik. Die vrou is toe na Elisa toe. Elisa het haar innig jammer gekry, maar hy het geweet dat hy haar nie met geld sou kon help nie, omdat hy as 'n profeet ook maar min geld verdien het. God het egter 'n plan in Elisa se kop ingeplant. So is Elisa na die weduwee toe om vir haar te vra wat sy in haar huis oorgehad het. Julle sal nie glo nie. Sy het 1 skamele kruik vol olyfolie gehad. Maats, olyfolie word van olywe gemaak met 'n baie langdurige proses. Dis natuurlik 'n baie duursame olie. En Tannie wil vandag juis olyfolie gebruik as basis vir ons slaaisous. Maar voordat ons slaaisous maak, kom ons maak net eers ons slaai klaar. Jy kan self vandag besluit watter bestanddele jy in jou slaai wil sit. Hier het Tannie sommer 'n paar vars slaaiblare wat ek hierin gaan breek. So ja, en dan het Tannie 'n wortel gevat wat ek so bietjie in reepies gesny het. Ek gaan dit ook hierby gooi. Paar skyfies komkommer. So ja, dan is ons 'n paar tomatiekies, dan het sommer klein tomatiekies gevat, wat ek dan net in die helfte gesny het, en dan so 'n paar blokkies feta kaas. So ja. Dan maats, vir ons slaaisous gaan jy die volgende nodig hê. Hier het Tannie so 'n eetlepel olyfolie, wat ek hierin gaan gooi. En dan het ek ook 'n eetlepel vars uitgedrukte suurlemoensap. En in hierdie bakkie het Tannie dan so 'n bietjie sout en peper, grove sout en peper, en ek het so 'n bietjie roosmaryn kruie wat ek dan saam gemeng het. Ek gaan dit dan nou ook hierby gooi. En dan maats, gaan jy dit alles goed roer en deeglik deurroer. Ons gaan so 'n bietjie later, gaan ons dan hierdie slaaisous oor ons slaai gooi. So ja maats,
Elisa is toe terug na die weduwee toe en hy het toe vir haar gesê om soveel moontlik kruike by al haar bure bymekaar te maak. Sy moes hierdie kruike met die een fles olie wat sy gehad het, volmaak. En so het sy ook gedoen. Die olie het aanhou vloei, totdat al die kruike vol was. Daarna het Elisa vir haar gesê om die kruikeolie te gaan verkoop. Sy sou so genoeg geld bymekaar kon maak om al haar man se skuld af te betaal, en sy sou ook genoeg geld oor hê om van te oorleef. Maats, op daardie noot, kom ons gooi gaga ons slaaisous oor ons heerlike vars slaai dan. Ek kan net dink, hoe wonderlik dit moes gewees het, om daardie olie te sien vloei en vloei, om al die kruike vol olie te maak. 'n Absolute wonderwerk. Nou maats, hier is ons heerlike slaai, jy kan dit so 'n bietjie later meng, dan jy gaan sommer so 'n tikkie groenigheid net hier opsit. So ja, dan kan jy dit later lekker in jou eie tyd geniet. Maats, God is wonderlik, hy's groot en hy's almagtig en hy doen wonderlike dinge vir ons. Hy hou daarvan om wonderwerke te doen, want daardeur kan hy juis vir ons wys hoe groot en almagtig hy is. Ons hoef nooit in God se vermoë om ons te help te twyfel nie. Maar maats, onthou altyd, as ons nie God se hand in 'n wonderwerk raak sien nie, is dit nie 'n ware wonderwerk nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U so wonderlik is en daagliks om ons wonderwerke verrig. Help ons om dit raak te sien en te besef dat niks vir U onmoontlik is nie. Amen. Maats, dit was lekker om weer saam met julle te kan kuier. Mag julle 'n wonderlike week hê. Pas julle self op tot ons mekaar weer sien. Totsiens! Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Sy liefde is so groot, red my van die dood. Jesus het my lief. Dit borrel al meer en ek kan dit nie keer. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel in my. Dit borrel in my, in my. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Sy liefde is so groot, red my van die dood. Jesus het my lief. Dit borrel al meer en ek kan dit nie keer. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel in my. Dit borrel